IFSA, Prosperity in Progress. So moet mens risiko vermy in jou beleggingsportefeulje. Frikkie van Loggenberg van IFSA vertel vir ons meer. Goeiemôre Frikkie. Môre François. Dis lekker om saam met jou te kuier op hierdie Vrydagmôre nou ja, gister niets te besluit oor die rentekoerse hier in Suid-Afrika. Is dit in lyn met wat julle verwag het? François, wat ons verwag het, ja, wat ons vroeg gehoop het, nee. 25 basispunte is daarom 'n goeie klap wat ons daai het. Ons het 0,5% wat ons graag wou gehad het, spesifiek in die lig van ekonomiese data, die rentekoers of die inflasiesyfer wat onder 3% is op die stadium. En ook jou internasionale monetêre groot sentrale banke wat baie meer aggressief rentekoerse aangepas het. So ons kom maar hoop, maar nietemin dit is goeie nuus vir ons en hopelik voel ons dit by Desember. Wel, plaaslike markte lyk of dit maar wisselvallig bly, weet, en die rand bly wipplank ry soos hulle sê. Wat is die raad wat julle vir beleggers het, tipe oorwegings? François, 100%. Ons beurs het baie goed gedoen die laaste jaar. Ons is nog steeds 15% die laaste 12 maande wat gegroei is. Hulpbronne het so 'n bietjie moeilikheid gekry daarso. Hulle het so 'n bietjie afgesak. En dan ook ons rand wat 17.50 was en toe op na 18.50 teenoor die dollar en toe weer af na 18 toe. Dankie meneer Trump. So daar is bietjie wipplank. Wat ek altyd sê is, mense moet hierdie risiko's verstaan en identifiseer om dit te kan bestuur. Maar uit 'n strategiese oogpunt uit moet ons 'n tydlyn aan ons beleggings gaan koppel sodat hierdie wisselvalligheid ons nie so verskriklik pas nie, want ons het 'n doelwit waartoe ons werk en ons gaan oor tyd daarby uitkom. Die ander kant is, jy moet bateklasse gaan kies wat nie so sentimentgedrewe is wat wipplank lê nie, soos jou alternatiewe wat baie konsekwent, baie stabiel presteer, goeie opbrengs met 'n baie lae volatiliteit en dit sal jou portefeulje dan help. Jy het nou genoem dat mense moet jou risiko's verstaan. Wat behels dit en wat bedoel jy daarmee? So as jy 'n uitdaging beter verstaan, het jy 'n groter kans om hom basies te oorkom. As ons kyk na wisselvalligheid wat ons nou net oor gepraat het, die volatiliteit, by sigself is dit nie vir my 'n risiko as sulks, behalwe as jou tydsberekening verkeerd is nie. So as jy volatiliteit gaan kyk, jou portefeulje is baie hoog en dan as hy baie laag het, gee jou hartaanval. Maar die probleem kom net in as jy met onttrek maandelikse inkomste of jou kapitaal terug wil hê en dis op 'n laagtepunt, dan moet jy daai verliese realiseer. Die ander kant, risiko wat mense ook na moet kyk is inflasie, waar as jy nie jou inflasie en my inflasie is nie dieselfde nie. So as jy nie risiko vat nie, vat jy risiko want jou koopkrag is dit hou nie, jou kapitaal hou nie oor tyd nie. En ons moet daai gaan identifiseer en weet wat is jou persoonlike inflasiesyfers, dit kom by jou bydraes ensovoorts om te sien wat jou beleggingsdoelwitte moet wees. Maar Frikkie, gepraat nou van daai persoonlike portefeulje. Nee, hoe weet ek die raad of die advies wat ek kry is in lyn met my persoonlike portefeulje? François, dit is so erg. 'n Mens moet persoonlik na al jou situasies kyk. Nou, jy moet nie 'n produk verkoop word nie, jy moet 'n plan voorgelê word. En in my opinie, 'n onafhanklike adviseur is 'n persoon wat werklik waar daar buite gaan kyk wat die beste vir jou is, tyd saam met jou spandeer en dan vir jou 'n plan voorlê wat dan jy by jou spesifieke doelwitte sal uitkom. Sjoe, nou waar kan ons van julle netwerkadviseurs in die hande kry? François, vandag asseblief SMS die woord kontak na 48422. Ons staan reg om deur die wiskunde te gaan lekker met julle te gesels. Frikkie, is jy gereed om vakansie te gaan? Nog nie heeltemal nie, nog so 40 dae voor Kersfees. Joh, maar hy tel hulle af, nee. Hierdie man werk elke dag. Frikkie, baie sterkte vir julle, hoor. Dankie, François. Voorspoed, nou ja, soos Frikkie gesê het, daar as jy kontak wil maak met IFSA se manne en vroue en hulle onafhanklike netwerk van adviseurs, is jy baie welkom om die woord kontak te SMS na 48422. Kontak na 48422. Onthou, SMS se kos R1.50 en BS en fees geld.